ook so lekker, ek so bly om te sien, almal het die aardbewing oorleef donderdag aand. Het iemand dit ook gevoel? Net ek wat hoor dit is. Okay, daar's yes, dankie tog. Maar dit is ons spots op span en sê dis omtrent reg in die tyd wat die gebedsspan begin bid het vir donderdag aand se Encounter Week. So gebedsspan nou aan, skryf fondasies van die aarde. Maar hierdie week was so spesiaal geweest vir die Encounter Week wat ons gehad het en vir ons as span is dit so lekker om te kom bedien in daardie spasie en soos Kobus sê, daar kom 'n spasie waar ons net soveel kan doen. Dis altyd so, daar's net soveel wat ons kan kom doen, maar eintlik ook om te ontvang. Ek dink dit was vir my persoonlik lekker geweest hierdie week om eintlik net soos wat ons kom bedien terselfdertyd eintlik ook te kan ontvang. Maandag aand was ongelooflik geweest waar ons Kobus 'n spasie kom vat het om te kom 'n teaching doen oor die Heilige Gees en dit is so lekker om te kon sien daar's iets wat mense nie leer oor die Heilige Gees, oor die gawes van die Heilige Gees en dan gaan dit 'n bietjie stap verder en dan is dit so lekker om te sien hoe daar aktivering gebeur waar die Heilige Gees beweeg in mense se lewens en deur mense se lewens, hoe hulle iets proe van wie hy is. En vir ons is dit altyd so lekker want ons sê altyd dis nie net bedoel vir ons in bediening nie, dit is bedoel vir almal. En dit was so lekker om maandag aan te kon sien. Jy weet, dit is nie net vir ons nie, dit is vir mense wat hier voor ons sit, dis mense rondom jou wat in daai spasie beweeg. En ons gaan maandag aand huis toe en ons het hierdie volle verwagting vir Dinsdag aand. Jy weet hierdie verwondering en hierdie afwagting en hierdie vir wat Dinsdag op pad is, want daar gaan weer 'n teaching gedeelte wees en dan gaan ons soos Kobus sê, dan gaan ons wag. Maar jy weet in my kop is dit ons gaan nou wag want hier gaan nou hierdie aktivering gebeur, ons gaan nou wag en dan gaan ons sien wat kom die Heilige Gees, wat gaan hy kom doen in hierdie spasie, weet deur mense se lewens, deur die gawes van die Heilige Gees. En toe gebeur iets interessant. Hoe ons hierdie verwagting gehad het vir wat gaan gebeur en wat is dit wat ons beplan en hier kom die Heilige Gees en hy kom draai dit eintlik om en ons wag. Dis nie 'n wag vir dat hierdie moet gebeur nie, daar's hierdie wag gewees. Dit was hierdie aand waar ons eintlik net kom sit het en ontvang het en gehoorship het waar hierdie gesprekke oopgemaak was met Jesus. Jy weet al beweging waar daar eintlik was in die aand is soos Kobus sê wanneer mense tissues gaan haal het en wanneer hulle vir mekaar gebid het. Daar was hierdie intieme gesprek wat was met die Vader. Jy het was hierdie fellowship met hierdie gesprekke en hierdie verhouding met die Heilige Gees. En dit was verskriklik mooi om te kom beleef. En ek sê vir Kobus daai aand, hoor jy, die Heilige Gees is besig met iets hier en ons moet bewus wees van waarmee hy besig is, want ons moet soontoe gaan. En hoe meer ek en hy daai aand eintlik gesels en sien wat besig om te gebeur, toe kom ons op 'n plek waar die Heilige Gees eintlik kan ons kom ook openbaar en sê, hoorie, maar die vraag is eintlik hierdie is great, maar hoe lyk dit volgende week? Die vraag wat ons vanoggend eintlik vir jou wil kom vra is, wat nou? Wat nou? Want hier is die realiteit, hierdie week wat nou kom, is daar nie meer Encounter Week nie. Jy weet, daar's nie meer môreoggend 5:00 gebedskamer daar buite oop vir enigiemand om te kom bid nie. Volgende week, môre is dit weer normale routines, dis normale werk, is jou kinders, is jou eksamen, dis stres, dit is spanning, dit is verkeer en so moet jy nou aangaan en jy kan elke week hierdie week by die huis bly as jy wil. Want ons niks noodwendig aan by die week deur die week by die kerk nie, want ons het nie meer hierdie Encounter Week nie. Maar dit is juis die vraag van okay, maar wat nou is juis relevant vir daai normale routines. Dis juist die vraag van, maar wat nou in daai spanning, in daai normale routines, in daai verkeer, in jou kinders se lewe, in jou verhouding, in jou huis, in, jy weet, die kinders wat eksamens skryf, of wat ook al dit mag wees. En die vraag is, wat gebeur môre, nou dat ons klaar gesels is oor die reeks van die Heilige Gees? Wat gebeur maandag, nou dat ons nie meer Encounter Week het en enigstens noodwendig hierdie bid van 5:00 die oggend tot 5:00 die aand nie. Ek wil vir julle 'n storie vertel, net om my punt te kom dryf, om te sê, hoorie, maar dis nodig dat ek en jy op 'n plek kan kom waar ons moet leer dat ons ontvang van God se woord en ontvang van geestelike kos kan nie net gebeur op Sondag nie.
Dit kan nie net gebeur op spasies waar daar 'n encounter week is en wanneer ons by die kerk bymekaar kom om te bid nie. Ek het op skool het ek nie volgens benul gehad wat ek wou doen op skool nie. En ek het hierdie gap jaar, my ouers het op hierdie gap jaar afgekom genaamd Metamorfo. Dit is by Dr. Dale Brooklyn gewees en dit is 'n fantastiese kursus, 'n fantastiese proses. Ek wil vir jou sê as jy dalk hierso is en jy weet nie wat jy wil doen na skool nie, dis asseblief kom doen na vrou Riri. Ouers vir jou wat kinders het en jy het nie noodwendig idee wat hulle gaan doen na skool nie, asseblief oorweeg hierdie. Dis ongelooflik. Dis 'n jaar van karakter en potensiaal ontwikkeling, maar dit is gebaseer op 'n Christelike basis waar dit gedryf word en dit is so ongelooflik dat ek het daardie jaar die eerste keer in my lewe Jesus ontmoet. Ek was 'n ateïs gewees. Ek het ingestap in hierdie gapjaar as 'n ateïs en ek het hierdie radikale ontmoeting gehad met God. So gesprek vir 'n ander dag as jy nuuskierig is oor my geskiedenis rondom dit, asseblief kom gesels met my na die tyd, maar hier stap Corneille in met hierdie radikale ontmoeting met wie Jesus is. En ek het hom ontmoet deur hierdie gawes van die Heilige Gees en dit is kom dit vir my so lekker is. Hierdie week van encounter week is my net so, ek sien so uit dat iemand anders beleef wat ek ook al beleef het. En in hierdie jaar het ek hierdie radikale ontmoeting en my lewe draai en swaai drasties. En wat mooi was, dit is nie net my lewe nie. Ek sien dit gebeur in die mense rondom my, die jong mense rondom my, hoe ook die Here besig is in hulle lewe en ek sien, soos Kobus sê, jy sien die groei. Jy sien die verandering in hulle lewens wat gebeur. Maar dit is interessant, hoe langer Metamorfo aangegaan het in daai jaar, dan kom ek nog iets bietjie agter. Dis hierdie heilige babbel eintlik. Want elke dag is daar klas, elke dag is daar worship, elke dag is daar gesprek oor Jesus, elke dag is daar gesprekke met geestelike mentors. Daar was hierdie geestelike voedsel was so toeganklik en beskikbaar. Jy het nie eintlik nodig gehad om enigiets buite in Metamorfo dit gedoen het nie, want dit was eintlik altyd daar. En iets wat ek nogals agtergekom het na Metamorfo is die weer normale roetines. Jy weet, wanneer lewe weer aangaan, hulle is klaargemaak met Metamorfo, ingeskryf vir universiteit, hulle mense het begin werk, en dan sien mense iets in daai jong mense wat saam met my hierdie jaar gejoin het, jy sien iets van hulle lewe gebeur, iets verander. Dat hulle val verder weg van God af, of verder weg van wie God hulle geroep het en gemaak het in daai jaar, selfs al as wat hulle voorheen was. Die vraag is hoekom, want eweslik in die normale wêreld, in die normale roetines, is daar nie meer elke dag gesprekke oor Jesus noodwendig nie. Hulle het nie noodwendig hierdie gereelde gesprekke gehad saam met geestelike mentors nie. Daar was nie noodwendig elke dag worship gewees nie. Hierdie geestelike voedsel was altyd beskikbaar gewees en eweslik moet hulle self gaan soek. En hulle het gemis. En dit is ongelooflik hartseer om te sien. Wat ek wil hê moet hoor is, ons het op 'n plek gekom as Christene waar ons so gewoond geraak het om geestelike voedsel te ontvang. Ons weet waar ons dit kan kry. Ons weet dit is Sondag, ons weet dit is worship aan en ons weet dit is met encounter week en wanneer ons by die kerk kan saamkom om te bid. Dit gaan altyd daar wees. My vraag is dit heilige babbel vir jou? Kan ons op 'n plek kom waar kerk nooit 'n heilige babbel word vir mekaar nie? Waar ons eintlik op 'n plek kan kom waar dit wat op 'n Sondag gebeur eintlik net die uitvloei sal wees van dit wat die Heilige Gees kom doen deur die week. Kom ek verduidelik dit so. Ek kan nie my verhouding eers bou met die Here sodra ek my preek moet begin skryf nie. Dit is 'n konstante verhouding wat deur die week moet gebeur en nie moet gebeur nie, wat moet gebeur en wat wil gebeur, maar dit wat op 'n Sondag gebeur en dit wat by die werk gebeur is eintlik 'n natuurlike uitvloei van dit wat in privaat gebeur. En so moet dit wees vir my en vir jou ook, dat kerk nie 'n heilige babbel kan wees nie, dat ons nie staat maak op die geestelike voedsel op 'n Sondag nie, maar dit wat deur die week gebeur, 'n oorvloei sal wees op 'n Sondag. En dit wat ons op 'n Sondag leer en hoor, 'n uitvloei sal wees in die normale roetines van 'n Maandag. Hoekom het mense teruggeval verder as wie hulle voorheen was? Is want hulle het nooit geleer hoe dit is om verhouding te bou saam met die Heilige Gees nie. Hulle het nooit hierdie fellowship, hulle het nooit geleer hoe om saam met die Heilige Gees te wandel om self hierdie voedsel te gaan soek nie. Genesis 3 vers 8 sê dit so mooi, hulle het
gehoor hoe die Here God in die tuin wandel teen die tyd dat die aandwind opkom. Dit is vir my so mooi wat mens lees, van die begin af was God se hart om saam met sy mense te wees. Van die begin af was God se hart om saam met sy mense te wandel, en hier kom die Heilige Gees, die uitstorting van die Heilige Gees, Pinkster wat ons eintlik vandag oor gesels, en dit maak God se droom en God se hart net weer 'n realiteit. Nie net sodat ek en jy hom kan glo nie, maar sodat ek en jy saam met hom kan leef. Maar hier is die ding wat ek dink baie Christene mis. Ons leef saam met ander mense wat leef saam met God. Ons leef saam met ander mense wat leef saam met God. Ons mis baie keer die leef saam met God. Daar's hierdie term wat hulle noem, dit is 'n geleende spiritualiteit. Baie keer leef ons met 'n geleende spiritualiteit, want ons maak staat op Sondag. Ons maak staat op worship aan, ons maak staat op encounter weeks, ons maak staat op gebedsure by die kerk, ons maak staat op ander mense se gebede, ons maak staat op ander mense se openbaring. Maar daar is baie groot gevaar om te leef met geleende spiritualiteit. As hierdie quote wat sê, it's hard to get in shape spiritually if you only work out on Sundays. En dit is so cheesy, maar dit is so waar. En terselfdertyd is dit so kragtig, want ons kan nie net staat maak op Sondag om geestelike kos te kry nie. Ons kan nie net staat maak op spesifieke spasies in kerk, sodat ons hierdie geestelike kos kan ontvang nie. En hier is die realiteit. Kom ons wees eerlik met mekaar. Is jy elke liewe Sondag van elke liewe week van elke liewe jaar by die kerk? Hoef nie hand op te steek nie, nie dit doen nie. Maar dis die realiteit, want as ek op 'n plek kom waar Sondag ons grootste spasie is van geestelike kos en partykeer ons enigste spasie is van geestelike kos, dan mis ons kerk op 'n Sondag en as jy weet jy is 2-3 weke eintlik sonder geestelike kos. Dis baie gevaarlik om net te leef vir Sondag sodat jy kan geestelike kos ontvang. En hier is die ding, die Heilige Gees wil hê jy moet saam met hom wandel. Die Heilige Gees wil hê jy moet fellowship saam met hom beleef. Hy wil hê jy moet weet dat hy saam met jou wil wandel en hy wil so graag hê dat jy saam met hom moet wandel. Dis 'n gesprek wat ons 'n paar weke terug gehad het. As jy net 5 minute saam met Jesus kon gehad het, was hy vir hom sê, nee, hier is 'n daaglikse realiteit in jou normale roetine, in jou normale huishouding, in jou normale werksplek en in hierdie stad waar jy sit in die verkeer, waar jy frustreerd is want jou kind sukkel met die eksamen om te leer, wat ook al dit mag wees. Die Heilige Gees wil konstant in 'n spasie wees waar ek en jy verhouding het, waar ek en jy fellowship het saam met hom. Johannes 15 vers 4-5 praat van Jesus is die wingerdstok en ons is die lote, en ek wil dit eintlik kort opsom wat hy basies daar sê is, julle moet in my bly en ek in julle. Sonder my kan julle niks doen nie. En ek weet nie van jou Bybel nie, maar my Bybel sê nie besoek my af en toe en dan kan ons dinge doen nie. Dit sê bly in my, bly. En is die ding, sodra dit 'n bly spasie is en saam met hom is in 'n spasie, dan veg dit dat daar 'n implisering is van daar wat verhouding is wat gebou moet word. Daar is 'n wandel, daar's 'n journey, daar's 'n fellowship wat moet gebeur saam met die Heilige Gees, want ek en jy bly in hom, nie net af en toe op Sondag en wanneer raai wens is by die kerk nie. Hoor maar hard mooi, ek sê nie die wens en Sondag is nie nodig nie. Dit is ook nodig. Maar dit is nodig sodat ek en jy bemagtig word sodat ons kan aangaan en sterk wees deur die week. Galasiërs 5 vers 25, hier is die boodskap parafrase, so lees hierdie net in 'n ander vertaling ook in jou eie tyd, maar dit sê dit vir my so mooi. Die Gees het ons splinter nuut gemaak. Daarom moet ons toelaat dat hy elke dag ons lewe bestuur. Elke dag ons lewe bestuur. Hy moet besluit wat ons dink en sê en doen. Dis 'n daaglikse realiteit. Elke dag wat hy saam met ons is, sy teenwoordigheid is elke dag saam met ons. Maar weer eens, dit impliseer dat ek en jy in verhouding staan met hom, dat ons verhouding bou, dat ons fellowship, dat ons saam met hom wandel, sodat ons kan erken waarmee hy besig in die bestuurprentjie. Sodat ons kan hoor, sodat ons kan erken, sodat ons kan bewus wees, wat is dit wat hy wil sê, ons moet sê, wat ons moet dink en wat ons moet doen. Ek wil hê jy moet mooi verstaan vanoggend, die gawes van die Heilige Gees is ongelooflik. Weereens, dit was my eerste belewenis gewees in my ontmoeting saam met Jesus, en ek love dit.
Dit is my ongelooflik om te sien hoe iemand vir 'n oomblik besef, God is reël en ek kan nie hiermee stry nie. Die gawes van die Heilige Gees is ongelooflik, maar partykeer so fokus ons so baie op dit wat die Heilige Gees wil kom doen deur ons in ander mense se lewens. Ons is te vinnig om te fokus op deur ons. Maar vanoggend wil ek jou 'n vraag vra, wat is die Heilige Gees besig om in jou te doen daagliks? Wat is die Heilige Gees besig om in jou te doen daagliks? Want dit is baie keer maklik om te fokus op dit wat God wil kom doen deur ons en ander mense se lewens, eerder as om stil te word en te ontvang dit wat hy wil kom doen in ons lewens. Kom ek vertel dit so, dit is makliker en ons verkies dit om vir ander mense te bid en ander mense te bedien, eerder as om stil te word en te hoor wat sê God oor ons. En dit word baie keer ongemaklik raak. Want ons hou van die idee dat God praat. Ons hou van die idee dat God praat, totdat hy werklik praat. En glo my, hy doen. Hy's baie lief om te praat. En die ding is, eers word ons gekonfronteer met hierdie waarheid, met hierdie realiteit. Want wat as hy iets sê wat ek nie van hou nie? Wat as hy sê wat ek nie wil hoor nie? Wat as hy my uitdaag? Wat as hy my konfronteer? Wat as my hele lewe verander? Ek moet eerlik wees vanoggend. Daai gap jaar wat ek gevat het met Metamorfo, het ek hierdie radikale ontmoeting gehad met hom en ek besef, hy is reël. Ek kan nie met hierdie stry nie, maar dit vra nou dat ek moet begin hoor wat hy sê. En dit was 'n ongelooflike groot vrees in my lewe om te vra, okay Here, wat wil jy kom doen? Here, nie my wil nie, laat jou wil geskied, want ek weet sodra ek daai gaan bid, dan gaan my hele lewe totaal en al verander. Ek wil volgende sê, as jy volgende hierso is en jy het hierdie spanning amper in jou lewe en in jou hart wat sê, maar wat as hy sê en ek wil nie noodwendig dit hoor nie, wat as hy my uitdaag, wat as hy my konfronteer, wat as my hele lewe totaal en al verander sodra ek hoor wat hy sê? Nou ek wil amper volgende vir jou sê, maar is dit nie juist die punt nie? Dit is juist die punt. Wat as jy ja sê vir God en jou honger vir God word soveel groter as jou verslawing? Wat as jou ja vir God soveel groter is as dit wat jy dink jy moet uitsorteer, dit wat jy dink 'n uitdaging is en dit wat jy nie noodwendig wil hoor nie, want dit vra transformasie in jou lewe. Kom ek stel dit so. Dit wat jy kry, sodra jy ja sê vir God, sodra jy gehoorsaam is, sodra jy hoor wat hy sê, sal altyd groter en beter wees as dit wat jy dink jy moet opgee. Dit wat jy kry deur ja te sê vir God, deur gehoorsaam te wees, dit wat hy vir my en jou sê, sal altyd groter en beter wees as dit wat ek en jy dink ek en jy moet opgee. So wat as jou lewe verander? Wat as jou lewe verander? Glo my, dis 'n goeie verandering. Dis baie goed. Johannes 10 vers 27 tot 28. My skape luister na my stem. Ek ken hulle en hulle volg my. Ek gee hulle die ewige lewe en hulle sal in alle ewigheid nooit verlore gaan nie. Niemand sal hulle uit my hand ruk nie. Dis my so mooi, hy sê, jy weet, my skape luister na my stem, ek ken hulle. So dit impliseer, hoor jy, maar daar is 'n spasie wat ons verstaan en kan hoor wat sy stem is en wat hy vir ons eintlik sê. Dit impliseer weer, daar is 'n verhouding, daar's hierdie intimiteit, daar's 'n wandel, daar's hierdie fellowship saam met hom, sodat ons sy stem kan herken, sodat ons kan hoor wat hy wil bestuur, wat wil hy sê, wat wil hy doen, wat ons moet dink. En ek dink baie keer, sodra ons begin praat oor die Vader se stem, dan dink ons altyd dit is hierdie drastiese en dramatiese ding. Jy weet, ons soek brandende bosse links en regs, ons wil net ons sandale aftrek, dat ons kan begin. Maar dit is juis in die gewone roetines, in die gewone maandae, in die gewone verkeer, in die gewone verhoudings, in die gewone werksplek, in die gewone huishoudings, waar ek en jy sy stem die beste leer ken. Maar die realiteit is, ek en jy leef in 'n wêreld waar daar baie stemme is, waar daar verskeie stemme is wat ons gesels en ongelukkig impliseer dit nie noodwendig elke stem wat ons hoor is die Heilige Gees nie. Ons hoor baie keer ons eie stem, ons eie gedagtes, soms hoor ons die wêreld wat praat. Ons kan eintlik so ver gaan om te sê ons hoor partykeer die vyand wat iets wil kom doen.
En dan is al God se stem. Ek wil vanoggend vir jou kom praktiese tools gee. Hoe kan ek en jy sy stem kan herken? Hoe word ek en jy bewus van hierdie is ons eie stem, ons eie gedagtes en wanneer is dit die vyand wat iets wil kom doen in ons lewens? Want hier is die realiteit. Ek en jy gaan nie elke keer op 'n Sondag noodwendig by mekaar kan wees nie. Ons gaan nie altyd deur die week se aande by mekaar kan wees nie. Dit impliseer daar kom spasies waar jy met die Vader gaan gesels in jou privaat spasie en dit impliseer dat ek en jy gaan moet bewus wees en kan onderskei na wie ons besig om te luister, want ons stemme wat praat. Hy wil elke dag met jou gesels en dit is belangrik dat ek en jy kan onderskei wanneer is dit hy wat gesels en wanneer is dit nie hy nie. So ek gaan dit so opsom in 3 areas. Die stem van God, die stem van onsself en die stem van die vyand, die stem van die wêreld. En ek wil so ver gaan as om te sê, dit is hierdie filters eintlik wat ons moet gebruik sodat ons kan uitfigure, is dit hy, is dit nie hy nie, is dit ek, is dit die vyand, wat ook al dit mag wees. En ek wil so ver gaan as om te sê, sodra ek en jy op 'n plek kom waar ek en jy iets ontvang van ander mense, dit wat ons nou beleef het in 'n encounter week, wanneer die Heilige Gees kom druk iets in my hart en ek wil dit vir jou share, dan gebruik hierdie filters om te kan toets of dit van God is of nie. Want as ons net almal se woord aanvaar vir dit, net omdat hulle gee, leef ons in 'n gevaarlike spasie. Selfs dit wat ons sê op 'n Sondag, jy moet dit filter van die realiteit dat ons mens is. Dit wat hier gebeur, moet nie net vat as absolute waarheid nie, gaan vat hierdie en toets dit ver by die Vader. Here, hierdie is gesê, wat sê jy? So, die stem van God, dit stem ooreen met sy woord en karakter. Wanneer ook al daar stemme is wat praat, dit kan altyd getoets word teen God se woord. As ek en jy die evangelie vat, as ek en jy God se woord van die Bybel vat, enigiets wat van hom afkom, as dit gesê word van hom afkom, sal altyd reflekteer in waarheid in God se woord. Dit wat hy sê, sal nie buite die raamwerk van God se woord gebeur nie. Jakobus 1 vers 17, dit sê, alles goeie goed kom van bo af. Dit bring vrede. Filippense 1:4 vers 7, en die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan, sal oor julle harte en gedagtes die wag hou in Christus Jesus. So 'n paar weke terug het ons gesê, vrede is nie 'n menslike emosie wat ek en jy kan dupliseer nie, dit is die teenwoordigheid van die Heilige Gees, want He is the Prince of Peace, Jesus is die Prins van vrede. So wanneer ek en jy vrede beleef, dan weet ons, dis die teenwoordigheid van die Heilige Gees wat dit op ons kom openbaar. Ek beleef hier's dalk vanoggend mense hierso wat by hierdie kruising staan en hulle weet nie of hulle moet ja of nee, hulle weet nie of hulle moet links of regs nie. Ek wil jou uitnooi, jaag vrede. Soek vrede. Dit bou op en is gevuld met liefde. Johannes 4 vers 7 tot 8. Dit sal altyd opbouend wees vir my en vir jou en dit sal altyd gedryf word en gevul wees met liefde. As ons kyk na die stem van self, hierdie is waar die grootste fight gebeur met trots. En sodra jy trots kan op sy sit, dan kan ek nie baie vinnig agterkom of hierdie oor onsself gaan, of is dit die Vader. Dit gaan net oor my gemak en belang. Dit gaan net oor my gemak en belang. Dit is die maklikste en mees logiese besluit. Net omdat dit die maklikste en mees logiese besluit is, beteken noodwendig dit is die wil van die Vader in daai spasie nie, want ek weet nie van jou journey met Christendom nie, maar ek moes al besluite neem wat nie maklik is om te maak nie. En dis juist hoekom dit sê dat daar is vrede wat verstand te bowe gaan, want hierdie moeilike besluite wat mens partykeer maak nie sin om vrede te kan hê nie. Dit is die maklikste en mees logiese besluit. Dit regverdig myself. Dis wat trots inkom. Vorige slide het ons gepraat oor, dit is gevul met liefde en dit bou op. Ons hier skrifvers wat sê, kom in die lig en die waarheid maak jou vry, sodra ons begin publiek, openbaar en vir mense vertel van, hoorie my, hier is regtig wat in my lewe aangaan, hier is die struggles, hier is die sonde waarmee ek sit, dan fiksheid ons so baie keer op, kom in die lig, en ons wil nie daarby gaan nie, want ons soek nie noodwendig die vryheid nie. En ons kom so ver op 'n plek waar ons nie, dit voel ons is ge-expose nie, sodat ons op 'n plek kan kom waar ons net dit konstant regverdig.
sodat ons kan aanhou met dit, want ons is bang vir die expose. Maar ek wil volgende vir jou sê, deur hardop te sê, dit waartoe jy gaan en dit waarmee jy struggle, dit is nie expose nie, dit is eintlik juis waar ons kan opbou en kan liefdevol wees, want dan weet ons eintlik presies waarvoor ons moet bid en journey. Ek beloof jou, daar's vryheid, net soos daai vrede wat verstand te bowe gaan in daai spasie. Die stem van die wêreld, die stem van die vyand, en jy sal mooi sien, hier is eintlik 100% die teenpool van God se stem, die presies die teenoorgestelde. Dit laat my twyfel aan God se karakter en woord. Ek wil vir jou vinnig 'n storie vertel. Ek is besig om so met 'n ou skoolvriend te kuier en hy's baie nie tot Christendom, tot Jesus. En een van die goed wat hy die meeste vir my sê is net jammer vir al die vrae. En dit is eintlik so mooi hoe nuuskierig hy is, maar hy en sy vrou het onlangs The Chosen begin kyk en heel in die einde van die heel eerste episode is daar so 'n oomblik waar Jesus hierdie encounter het met Maria en jy weet hy het hierdie aanraking met Maria en al hierdie demone is uit haar uit en sy word gevul met hierdie liefde en hierdie teenwoordigheid van Jesus. En jy weet en ek huil en almal anders huil wat dit al gekyk het en ek gesels met hom oor hierdie episode. Hy's net soos ja, hy verstaan nie regtig hoe kon dit Jesus dit toelaat dat sy vir so lank met hierdie geloop het. En ek is net soos my het nie gesien wat gebeur het nie. So vinnig fikseer mens op iets soos daai wat mense laat twyfel in God se karakter en mens mis totaal aan al die goedheid van God. Ons hierdie oomblik, hierdie absolute gevul met liefde en ons mis dit. En die rede hoekom ek hierdie storie vertel is want sodra mense dit hierso lees dan is dis obvious. Hoe kan ons nie onderskei tussen hierdie twee nie? Tussen hierdie twee verskille nie. En ek wil vir jou sê dit is so maklik soos daai storie wat ek nou vertel het. Dit is hoe vinnig dit in mense gedagtewêreld inkom en dit is belangrik dat ek en jy besef wanneer is dit die Vader wat praat en wanneer is dit die Gees wat praat. In die gedagteswêreld is 'n oorlogveld. Take every thought captive and surrender it to Christ. En hoe meer ek in die tyd spandeer, hoe meer en meer kan ek en jy besef en met duidelikheid agterkom wanneer is dit hy en wanneer nie. Dit veroorsaak vrees. 2 Timoteus 1:7. Die Gees wat God ons gegee het, maak ons immers nie lafhartig nie, maar vul ons met krag en liefde en selfbeheersing. Onthou, dit bring vrede, nie vrees nie. Die teenpole van mekaar. En partykeer is ek en jy op 'n plek waar ons hierdie vrede wat alle verstand te bowe gaan, dan voel dit partykeer soos vrees. Jaag vrede na. En ek wil volgende ook sê, as jy volgende hierso is, weer eens neem met hierdie besluit, maak ja of nee, links of regs, as daar vrees is dit nie die Vader se stem wat besig is om te gesels nie, dis nie die Vader se stem wat besig is om daar te dryf nie. Soek en jaag vrede. Dit breek af en dit manipuleer. En laastens, dit dryf na vinnige en impulsiewe besluite. Dit dryf na vinnige en impulsiewe besluite en dit is my so mooi want dit is mooi belyn met die stem van self, want dit is die mees logiese maklike besluit van my eie belang en my selfsug. Dit is hierdie vinnige impulsiewe besluit en dit is so in teenstryd met wat mens lees in Spreuke 28 vers 25 en 26. Wat praat, dis juis ek en jy op 'n plek kom waar ons saam in community oor goed moet gesels, saam in community saam moet staan en deur goed bid en saam dit journey. En dit is weer eens ook so mooi. Net omdat ek sê, jy moenie net jou kos op Sondag kry nie, kry jou kos deur die week ook, maar dit beteken nie, mens kan Sondag los nie, want dis juis hierso waar ek in 'n community kan kry om saam sterk te kan staan. Maar veral in die konteks van Spreuke 26, praat dit van, wanneer ons vinnig en impulsiewe besluite maak, ten koste van mense rondom ons. Onthou, God se woord is altyd gevul met liefde en dit bou op, nie ten koste van ander mense nie. Dis hoekom fellowship saam met die Heilige Gees so belangrik is, om saam met hom te kan wandel, sodat ek en jy sy stem dieper kan leer ken. Want hoe meer jy tyd saam met hom spandeer, hoe meer begin jy onderskei, wanneer is dit hy, wanneer is dit nie hy. En ek wil sê, dis al 16 jaar dat ek saam met die Heilige Gees journey, en dis nog steeds partykeer die journey van, okay, was dit nou, was dit nie hy nie. Dit gebeur partykeer net baie vinniger om te kan verstaan, hierdie gedagte wat ek nou het, is nie van die Vader af nie. En dit is hoe Jesus klink, en dit is nie hoe Jesus klink nie. Ek hoop dit maak sin, dis praktiese tools, wat jy in jou normale routine invat, om te kan onderskei, wie is besig om te praat, en vir wie is ek besig om te luister. En dalk soos wat jy hierdie hoor, is soos, wow, okay, hy het eintlik al lank al met my begin praat, ek het net nie agtergekom nie. Prys die Here vir daai openbaring.
Maar ek wil vir 'n oomblik pause vir mense wat al lank saam met die Here journey. Wat al weet hoe sy stem klink. Partykeer gaan ons deur moeilike seisoene, woestynseisoene en ons voel God is stil. Ek wil vir jou sê God is nie stil nie. Dit is nie dat hy stil is nie, is eintlik die feit dat hy reeds gepraat het en ons besluit nog of ons saamstem of nie. Dis baie keer 'n realiteit want jy weet reeds jy is op 'n plek waar jy moet oorgee. Jy weet reeds jy is op 'n plek waar jy moet vergewe. Jy weet reeds jy is op 'n plek waar jy 'n gesprek moet oopmaak wat jy nie eintlik wil hê nie. Jy weet reeds jy is op 'n plek waar jy daai verslawing moet oorgee aan hom. Waar jy moet rus, waar jy moet teruggaan na waar toe hy jou geroep het, maar want ons trek 'n Jona. Die ding is partykeer voel ons God is stil want ons wag nog vir confirmation. Jy weet met die hoop dat hy sy opinie sal verander. Dit is wat baie keer besig is om te gebeur. Dit vra dat ek en jy kan oop wees en eerlik wees en gehoorsaam wees waartoe hy ons vat en waartoe hy ons stuur en waarmee hy besig is. En dit klink baie erg om te sê, hoor jy, hy het klaar gepraat, ons besluit net of ons nog hoor. En partykeer moet dit so gesê word, want ek en jy moet besef, die evangelie was nooit daar, die God se woord was nooit daar om ons te vergemaklik nie, om vergemaklik te word nie. Hy is verlosser, maar hy bly God. Hy is verlosser, maar hy bly Here. En hier's wat ek wil jy moet hoor vanoggend. Hy is God en hy is verlosser en hy is Here, maar die een wat die seepertjies en die sterre gemaak het, wil jou ontmoet en hy wil saam met jou wandel en hy wil jou ontmoet in die gewone. Daar waar jy met pantoffels in die kombuis sit met ongelooflike baie skorrelgoed. Dis daar. Dis in daai verkeer waar jy so frustreerd is, in jou huishouding waar jy voel dinge val uitmekaar het. Dis in jou werkplek waar jy tande moet slyp en jou mond moet toe. Dis in hierdie stad en ons wonder, Here, wat nou? So die uitnodiging vir vanoggend is eenvoudig. Word weer bewus van sy teenwoordigheid. Met daai wat ek vir jou kom gee hier agter, word weer bewus van sy teenwoordigheid met hoe hy met jou praat. Begin weer stilte tyd hou, begin weer Bybel lees, begin weer gesels met hom, maar asseblief begin iewers ook net ophou gesels en luister. Johannes 14 vers 16 tot 17 maak so 'n mooi belofte vir ons. Hy sê die Gees sal julle nooit alleen los nie. Dalk moet jy dit hoor volgende. Die Gees sal jou nooit alleen los nie, maar oral by jou wees. Jy sal gou die Gees in jou lewe erken want hy sal heeltemal deel word van jou. Hy sal nie net by jou wees nie, maar ook in jou. Wat nou? Hoe lyk dit môreoggend? Hier is my vraag, hier is my uitnodiging. Vat die volgende frase: Here, wat is op jou hart vir my? En vra daai vraag môreoggend. In die verkeer, in die normale roetine, in jou vuil kombuis, in jou hoop wasgoed, wat ook al dit mag wees. En gebruik hierdie filters en hoor dat hy met jou praat. En mag jou lewe verander. Want wat as? Wat as? Kom ek bid saam. Here, dankie vir vanoggend. Ek bid vir elke persoon wat hier so vanoggend is, Here, net vir hierdie beseffing van, okay, maar wow, Here, dalk is U lankal besig om met ons te gesels. Ek bid, Here, vir mense wat hier so vanoggend is, wat hierdie dringende, drastiese besluit moet maak in hulle lewens, Here, en ek bid, Here, mag dit nie gedryf word deur dringendheid en logika nie, Here, maar mag dit gedryf word deur oortuiging van vrede in die gees oor dit wat volgende moet gebeur. Ek bid hierso vir elke persoon, Here, mag ons 'n gemeente wees wat stil word voor U. Soos wat U Jesus self gesê het, dit wat ek doen, doen ek want die Vader het vir my gesê. Dit wat ek sê, sê ek want die Vader het vir my gesê. Mag ons ook so 'n gemeente wees wat net reageer, wat net sê en wat net doen, want U het reeds so gesê en gesê ons moet doen. Ek bid, Here, vir daai stilte tyd, Here. Waar ons gaan hou, wat ons gaan ontvang, bid ek vir stilte, Here. Bid ek, Here, vir aandag nie om weg te gaan nie. Bid ek, Here, vir 'n wêreld wat besig is, wat kan stil word en hoor wat is op die hart van die koning van die heelal oor ons. En Here, soos wat U besig in ons, mag dit natuurlike uitvloei wees na ander mense toe, Here. En mag daai liefde sigbaar wees rondom ons. Amen. Ek wil julle uitnooi voor ons buitentoe gaan en soos wat ons buitentoe gaan, en 'n gebedsspan wat jou wil ontmoet hier voor.
daar waar jy dalk voel, jy moet hierdie besluit self maak, jy het nie vrede in hierdie spasie nie, mag ons saam met jou intree, so Spreuke sê, mag ons saam met jou hierdie gebed doen, en saam met jou help om hierdie besluit te maak, tussen jou en die Vader. Terselfdertyd gaan ons nou lekker buitentoe, starting point is daar, so as jy wil gesels oor wie ons is, of jy die impakstuur nie kon voltooi nie, jy wil dit graag doen, asseblief, kom ontmoet ons daar buite. En verder is hier lekker koffie, is lekker eetgoed hier buite, jy geseënde Sondag verder, en sien uit vir die ontmoeting in die gewone saam met die Vader. Totsiens.